Alright, goeiemiddag. Dit strek nou by die die 2de Oktober en hier is nou 'n opvolg interview met Adrian. Ons gas, hy is nou net so 'n bietjie meer as 'n week en 'n half omtrent hier in Amerika met die refugee program. Gelukkig een van die wat gekom het voor die shutdown en hulle het 'n paar vliegtye gekanselleer vir nou. Ehm so Adrian, as ons gaan afskop, net om 'n bietjie, ek het gesien met ons vorige interview wat ons gedoen het daar mense 'n bietjie confusing gewees met watter tyd jy aansoek gedoen het en wat se proses jy aansoek gedoen het. Geef vir ons net weer kortliks die omtrent die week wat jy jou aansoek begin het en deur watter proses jy gegaan het. As hy oom Morney, baie dankie om my weer terug te hê, opgewonde. Ek het gesien ons laaste video het baie goed gedoen. Goeie werk oom, keep it up, soos wat hulle sê. Ja. Ek het gaan aansoek doen op die internet. Al wat ek ingetik het was South Africa Refugee Program America. En toe het hy my na 'n website toegevat. Ek dink dit was 'n .org of iets soos dit. En ek het net daar so geklik op hom en hy het 'n baie simplistiese blad gehad wat net basiese inligting gesoek het. Ek weet daar's ouens wat aansoek doen op 'n ander manier ook per e-mail, maar ek is nie seker van dit nie. Ek weet net van die stap wat ek gevolg het. Ja, en dit was so in die eerste week van Maart gewees. Okay, eerste week van Maart. Jy het nie daai e-mail prosesse en goed gevolg nie, net daai website. En dit was in die begin van Maart, die eerste week in Maart. Wat was die heel eerste keer dat hulle jou gekontak het en hoe het hulle jou gekontak? Seker so 3 maande, 4 maande na die tyd het hulle my telefonies gebel om te sê dat hulle het my aansoek gekry en hulle is bewus van dit en ons gaan nou die proses begin. So dit was 'n hele paar Kenyans gewees. Yes, ouens van RSC ja. Okay, en dan nou onthou julle kan die vorige video kyk, het hy ge-explain hoe is dit na oorgegee later na die Amerikaners na die US Embassy toe. So, eerste vraag wat die mense graag wil weet, weet jy of daar enige interviews in die Kaap gedoen word of is dit net in Pretoria? Ek praat nou van die immigration interview van die ambassade self, nie van die ander groep nie. Sover ek weet is dit net bo in Johannesburg. Ek het toevallig toe ek daar was met my onderhoude het ek hulle gevra, toe sê hulle is van plan en hulle probeer dit doen in die Kaap, selfs in Durban ook, omdat daar soveel aansoeke van daai kant af is. Maar die mense, want hulle wou mos 'n klomp van die RSC ouens ingebring het om te help, juist dat daar menigte plekke is vir interviews, maar toe is daai klomp visas mos nou gestop. Afgekeer deur die government, ja. Ja, so hulle was van plan om dit te doen, miskien in die toekoms begin hulle dit, maar vir nou weet ek net dat hulle dit bo in Johannesburg doen. Ja, so voorlopige interviews word dan deur die Amerikaner en die Kenia groep gedoen, maar daai plekke word nie bekend gemaak vir niemand nie. Dan jou onderhoud met die ambassade is dit by die konsulaat in Johannesburg of die ambassade in Pretoria? Nee, hulle het dit is nou USCIS, hulle het 'n perseel wat hulle jou na toe vat. Dis nie by die ambassade self nie. Hulle het 'n perseel met sekuriteit en goeder soos dit. En dan vat hulle die groep in en hulle prosesseer hulle en dan wag jy nou maar daar. My onderhoud daar was omtrent so 3,5 ure lank gewees. So dit is 'n redelike 'n proses wat 'n mens deurgaan. Weet jy wat is die spesifieke, kan jy sê wat se spesifieke vrae het jou gevra tydens daai 3,5 ure proses onderhoud? Ja en nee. Ek voel 'n bietjie ongemaklik om op die persoonlike vrae in te gaan, maar basies wat hulle met jou op jou eerste interview doen met RSC, kan jy verwag by jou USCIS ook. Hulle gaan maar net 'n bietjie meer in diepte Detail, ja. en hulle soek meer inligting en goeders dan soos dit. As daar jy weet gevalle was in die verlede, dan moet jy nou maar sit en praat oor dit, en as jy saaknommers het en goeders soos dit, sal hulle dit graag wil hê en van hoor, en jy weet so. Maar die vraelys is opgestel, soos wat ek kon uitvind, ek weet die CIA was hier in Suid-Afrika gewees, en hulle het ondersoek gedoen, en vanaf daai wat hulle gevind het, is die vrae wat hulle jou dan vra. En dan ook ander vrae gaan op, ek onthou toe ek my goeders moes doen, kyk jy vul vooraf, nou myne was, ek het met die Green Card Lottery oorgekom, so
jy vul vooraf 'n klomp inligting in. Hulle vra jou weer oor daai selfde inligting. So goed wat jy vooraf invul, hulle gaan jou weer vra vir duidelikheid en dan bewyse ook, jy moet papiere en bewyse gee en so aan. 'n Deel van ons in spesifiek was dan die befondsing en al daai tipe goed wat jy nie regtig nodig het nie. Okay, dis goed as ons kan weet min of meer, dis die vraag gaan wees in lyn van wat jy aansoek gedoen het en in lyn van wat jou eerste onderhoude was deur die Kenya groep. So kan jy vir die mense bietjie sê toe hulle jou uitstuur vir medical, wat gebeur by die medical alles? Okay, ou kom daaraan. Dis weer eens 'n groot gebou wat daai tyd toe ek daarso was dit nou net ons ouens wat daarso was, maar jy gaan maar hulle vat jou bloeddruk en hulle tap 'n bietjie bloed by jou en hulle weeg jou, doen 'n oogtoets en dan scan hulle jou, hulle doen 'n X-ray om seker te maak jy het nou nie TB of iets soos dit of merkies op jou longe nie. En dan het hulle ons ingespuit, maar dit was nou nie die COVID-vaksin nie. Hulle het ons ingespuit, ek het hepatitis B gekry, en dan 3-in-1, wat maar basies vir measles en mumps en rubella en daai tipe van goeters is. En dan as jy land hierdie kant, gaan jy ook weer vir medical gaan, waar hulle dan moet net seker gemaak jy is alright, en as jy dan nou enige van jou boosters nodig het, gaan hulle dit vir jou gee. Ek weet die kinders, hulle moet 'n vaksin kry voordat hulle toegelaat word in die skole. Maar dit is nie, dis basiese goeders wat 'n ou sal doen as jy in Suid-Afrika ook is. Dis maar goeders soos jy weet hepatitis en daai tipe van goeders. So niks wat ou regtig waaroor hoef te worry nie. Dis nou nie COVID goeders wat hulle mense inspuit meer nie. Ja, so dis gaan die standaard, onthou jy toe ons klein was, die standaard inspuiting vir kry vir measles en pokkies en polio en daai tipe van dinge. As jy nou nie 'n injection kaart het nie, gaan hulle kyk. Hulle gaan vir jou inspuit met daai goed. Hulle het ons ook ge-inject voor ons gekom het. En dan as jy hier aankom, soos jy sê, weer mediese ondersoek om te sien of daar enige effeks was of iets en of jy still fine is. Hoe lank nadat jy geland het was jou opvolg mediese ondersoek? Ek gaan vir hom seker volgende week eers gaan. Ek wag vir my state benefits om in te skop op daai ene. Ja, want hulle gaan hy state benefits gebruik vir dit. Ja. Oom Morney. So van die jas na die os, gou vinnige ander ding. Daar het toevallig 'n ander familie wat besig is, wat deur 'n ander agentskap hier in Des Moines is, het die video gekyk en toe maak hulle kontak. So ek het intussen tyd nog 'n familie van 4 raakgeloop, Suid-Afrikaners hier in Des Moines, en ons gaan hopelik binnekort gaan ons by mekaar kom en ontmoet en goeie soos dit. Hulle is so excited om nou nog 'n klomp Suid-Afrikaners te ontmoet hierso. So daai is goeie nuus. As iets goeds gekom het van daai vorige video af, ek kan nuus gee dat ja, dit het gebeur. So ek is baie excited oor dit. Ja, dis cool. Ek like dit as julle so by mekaar kan uitkom en ek bly hierdie tipe video's wat ons maak, die mense versprei dit en so kan hulle kontak maak met mekaar. Want jy het regtig jy's bevoordeel as jy hier kan aankom en jy het iemand om jou te help met die proses. So jy het 'n agent wat jou help, maar jy het ook ander familie van Suid-Afrika wat hier is, wat miskien deur die proses is of wat al hier lank bly om jou te help. Ek onthou, ons het hier aangekom met niemand hier. Ons het hier aangekom, ek en my vrou en my dogtertjie, en ons het niemand geken, en geen familie, geen niks nie, alles self gedoen. Ja, dit skep maar net 'n bietjie rustigheid, jy weet, en dan weet ons goeders soos 4th of July en sulke tipe van goeders kan 'n mens nou spandeer. Dit gaan nice wees. Ek sien so uit na dit. Ja. Het jy toe jy daar was met die onderhoude of soos met die mense gepraat het, weet jy min of meer, kan jy sê min of meer die areas waar die meeste refugees so ver gaan, wat jy van weet? Almal word versprei. Daar is nie 'n selektiewe plek waar jy kan gaan en goeie soos dit nie. Tensy jy nou iemand ken natuurlik hierdie kant, maar dit lyk vir my hulle versprei dit na waar die agente beskikbaar is om mense te ontvang waar daar spasie is. Ja, dis so. Jy kan versoek om na 'n plek toe te gaan as jy mense en familie daar ken, maar as daar nie 'n system daar is, jy weet, agente en goeders nie, dan is jy uit hulle hande uit. Jy moet onthou, hulle kan nie jou support in 'n ander staat waar jy gaan. So as jy
daai keuse maak om te sê nee, jy het familie of jy klaar werk gekry in 'n ander staat en jy neem dit aan en jy gaan, dan moet jy ook verstaan dat jy gaan nie support kry van jou agent af nie want hy kom obviously nie veel werk in 'n ander staat nie. Daai en is 'n belangrike besluit wat jy moet neem as jy wil dit doen want jy gaan op jou eie wees. Jy gaan nog steeds 'n bietjie support kry, maar jy gaan nie op jou eie moet wees. Ja. Ek het so liggies gepraat met my agent. Hy het gesê dat hulle doen tot op so 100 myl hier in 'n radius vanaf Des Moines, maar dit is vir hulle moeilik om verder as dit jy weet by ons uit te kom en assistance te gee. Jy moet verstaan hierdie ouens het ook menigte mense wat hulle mee moet werk en hulle moet beskikbaar wees. Hulle hou maar gewone kantoorure en goed soos dit. Ek het met familie gepraat nou in Suid-Afrika so 2 dae terug en hulle dogter het vir hulle USCIS interview gegaan, so dit lyk vir my in Suid-Afrika die vlugte is dalk 'n bietjie geblok vir nou, maar ek glo hierdie storie gaan vinnig oorwaai. As ek nou so kyk op ons plaaslike nuus, kan jy sien dat die ding is klaar weer besig om te draai in ons guns. En hulle sê dit lyk vir my daar in Suid-Afrika gaan die interviews en die goeters anders, nou maar net die vlugte wat 'n bietjie teruggehou is vir nou. Ja, ek sien die interviewprosesse gaan aan. So die shutdown van die government het net 'n impak op sekere plekke, nie op alles nie. Iemand het spesifiek gevra van nou dat die shutdown daar is, hoe gaan dit die refugee program beïnvloed? Hoe gaan hulle nou mense kan onderhou as hulle mense wat afgelê word, maar dit het niks te doen met die government shutdown. Is 'n separate program. Die feit dat daar mense hulle jobs verloor weens die shutdown, is maar net iets te doen met iets anders. Moenie oor dit worry nie. Dit beteken nie dat die hele Amerika is besig om hulle jobs te verloor en hier's nie meer werk vir julle as jy hier aankom of so iets nie. Daar's hy. Absoluut, die mense moenie hysteries raak en hierdie ding groter maak as wat dit is nie. Ek het byvoorbeeld gister het ek my selfoon gekry met my SIM-kaart, so ek kry vir 'n jaar lank kry ek verniet netwerk, so ek kan unlimited calls, unlimited data, al daai goeders. My caseworker het gesê, hoor jy, ons gaan aan asof niks gebeur het nie, jy hoef te worry oor niks nie, want ek was self 'n bietjie bekommerd, maar hy het gesê, nee wat, hierdie beïmpak ons nie. Hierdie ouens kry ook baie buite sponsoring en donations en goeders soos dit, so dit gaan baie meer kos om hierdie program nou te stop as wat die bohaies wat hulle maak oor die dinge. So die mense kan regtig vir rustig wees. Alles gaan aan soos normaal. Ja, ek het gister 'n video gemaak oor die fearmongering, veral van die mense in Suid-Afrika nogal, wat allerhande goed sê en doen en praat en so aan om die mense bang te maak. Hey, ek weet nog steeds nie hoekom hulle doen nie, maar whatever. En dan is soos nou kyk, jy het jou selfoon gekry en jy het nou 'n verniet selfoon vir die volgende jaar. Dis 'n goeie deal wat jy het, want dis $50 'n maand vir 'n unlimited account per persoon op meeste van die netwerke. So is 'n goeie deel wat jy daar kry en dat jy kan oproepe maak. En die nice ding is hier in Amerika, as jy California toe bel, dis nie long distance nie, dis in Amerika. So jy kan bel enige plek in Amerika vir dieselfde rate. Maar hier kry ons dit nie mos soos in Suid-Afrika wat jy betaal per long distance of wat nie. Hier kry jy unlimited phone call, text, data en alles is unlimited, beteken enige plek binne in die United States is unlimited. Ja, dis nou nog ons nats en in die einde van die jaar, as hy dan nou klaar is, behou ek my nommer, dan draak hom nou net oor na 'n service provider hierso soos T-Mobile of Verizon of iets soos dit. So ek behou my nommer en dan kry ek weer 'n nuwe foon. So dis nou nog 'n bargain. Ja, jy kies einde van die jaar kies jy jou eie service provider en dan kyk jy vir die deals wat daar is van die service providers en sê kom asseblief na my toe en dan gee ek vir jou die nuutste iPhone for free. Maar dan moet jy 3 jaar 'n kontrak, want hulle sit hom op die program. Jy betaal vir hom $23 'n maand oor 3 jaar, maar hulle gee jou daai $23 onmiddellik terug. En as jy wil kort sny, jou service wil kort sny na net 'n jaar of so, dan moet jy maar net die verskil inbetaal van wat die foon se uitstaande is. Maar dan kom die ander company en sê hulle vir jou, kom na ons toe. Ons sal enige foon vir jou aflos vir $800, jy weet, is jy al klaar. Die foon is mos so $1,000, $1,100 vir die nuutste iPhones. Dan sê die ander maatskappy, kom na my toe, ek sê jou foon vir jou aflos, ek gee vir jou $800 kredietkaart om jou uitstaande foon skuld te betaal by daai company, maar dan kom jy na hulle toe.
So dis die een ding wat jy gaan leer as jy in Amerika aankom. Maar nie net die eerste plek vat nie. Ek het byvoorbeeld TV-diens. Ons is nou al 17 jaar in Amerika en ek het al amper 15 of 16 keer TV-diens geskuif elke jaar, want hulle gee vir jou, jy gaan na een of ander satellite company toe, sê net maar Dish Network, dan sê hulle vir jou, okay, jou met hierdie 500 kanaal program, betaal jy nou is $120 'n maand, maar ons gee vir jou die eerste jaar kry jy nou discounts en betaal jy net so $80 of so iets vir die eerste jaar, en na die eerste jaar betaal jy nou die volprys. Dan betaal ek, okay, ek vat julle 500 channel wat internet ingesluit is en extra TV's in my huis vir die $80, en aan die einde van die jaar dan wil ek nou opstoot na die standaardprys van $123 of so iets. Dan sê ek het vir hulle, gaan julle dit daar hou of moet ek na 'n ander plek toe gaan? En sê hulle, nee, hulle kan nou nie dit doen nie. Dan gaan ek net na die volgende plek toe. DirecTV, want DirecTV sê, kom na my toe, jy kan 'n prys kry verlaag en ons los jou skuld af by die ander plek. So, ek het op 'n stadium 3 satellietskottels op my dak gehad, ek los dit daar. Dan sê ek die einde van die jaar vir die technician, vir die nuwe ou, nee, bring net julle kabel en plak hom in hierdie in, want skuif hom van die een na daai toe, dan sien jy weer op hulle service. Ja, ek het toevallig nou gesien ook, soos ek het 'n Wells Fargo bankrekening oopgemaak, wat 'n baie goeie bank is, en hulle het vir my gesê ook, hoor hierso, as jy nou gaan, byvoorbeeld om 'n kar te koop, of om 'n nuwe selfoon te kry, of iets soos dit, noem dat jy bank by ons, en dan kry jy discounts ook. So die mense moet weet, daar's klomp discounts wat applicable is op waar jy bank byvoorbeeld, en goeie soos dit. 'n Mens moet uitkyk en vra, nie net die eerste ding gryp nie. So wat oom gesê het met die kar koop byvoorbeeld, daai tyd, jy weet, as ek nie like wat hierdie ou my gee op 'n deal nie, stap ek uit en na die volgende ou, hy gaan vir my 'n beter deal gee. Beslis, die banke, kyk, die banke ook, jy betaal nie service fees in die banke in Amerika nie. As jy wil service fees charge, dan loop jy na die volgende ou toe. Dis belangrik om te kyk vir service fees en die tipe van ding, en dan so aan. Okay, nou kom ons kyk gou verder. Jy het nou Maartmaand jou aansoek gedoen en dit al die pad tot nou gevat. So vir die wat al lank wag, geduld, dit kom. En dan het jy eers in einde September oorgevlieg, wat 6 maande later is. Nou sit jy hier al vir die laaste week en 'n half. Wat het gebeur, kom sê het so. Die eerste ding, iemand vra hoe lank is die vlug? Die vlug van Suid-Afrika na Atlanta toe is 14 ure. 14-15 ure, het hang af, het kan tot 16 ure wees. Hang af waar jy uitvlieg, 'n direkte vlug. Maar nou kom jy daar, en jy klim oor na jou ander vliegtuig toe, wat jou nou obviously Des Moines toe gevat het, in Iowa. Ander mense gaan na North Carolina toe, en waarover hulle jou poet. Wat het gebeur met jou, sê vir ons bietjie, wat het gebeur met jou in hierdie laaste week en 'n half, vandat jy daar by jou hotel ingeklok het? Okay, so ek is geland in Atlanta, hulle het my ontvang daar, hulle het ons een kant toe gevat, en ons het deur security gegaan, hulle het nou ons paspoorte uitgesort, jy kry 'n stamp in jou paspoort wat sê jy is eligible for work, en ek het sommer daai selfde stamp kan ek gebruik vir baie goeie, soos byvoorbeeld my bankrekening en dit. Ek het toe het ek so 'n bietjie gewag op die vliegtuig, op die lughawe. Toe vlieg ek nou Des Moines toe, wat so 2 ure vlug is, wat daarom kort was. Ek het hier aangekom by die lughawe, die ouens het my ontvang. Hy het my hotel toe gebring, hy was baie nice, my ontmoet, fotootjies geneem en alles, vir my gevra, jy weet, hoe was die vlug? Die ouens gee regtig om. Jy weet, my caseworker is byvoorbeeld ook 'n refugee, hy het 11 jaar teruggekom van Afghanistan af, en so jy kan sien hier, die ou het baie compassion, en hy gee om, en hy gaan regtig vir uit sy pad uit, en hy het my hotel toe gebring. Ek weet van ander, soos die ander familie wat ek ontmoet het, hulle het byvoorbeeld reguit na 'n apartment toe gegaan, hulle is by 'n ander agentskap, so dinge verskil van saak tot saak, hulle het dadelik in 'n apartment ingegaan. En hy het vir my eerste ete gekoop, en toe kom die groceries, en nou is ons maar dag tot dag besig om die papierwerk uit te sort en goeders te reël, want daar's nou nogals baie dinge wat 'n ou moet doen hierso, en jy weet, papierwerk en goeders om uit te sort, en ons is nou maar dag tot dag besig met dit. So ek weet ek het nog vir 'n klein rukkie asemhaal spasie voordat ek nou moet begin soek vir werk, maar ek het byvoorbeeld Staffing Solutions.
dit is soos labourbrokers, het ek Ja. vinnig gaan Google en daar's meer as 10 wat opgepop het net hierso in Des Moines. Daar's byvoorbeeld soos ek is blue collar. Het ek gesien daar's byvoorbeeld 'n staffing solutions plek wat net spesialiseer in blue collar ouens soos ek. So ek gaan seker maar as my foon nou geaktiveer is hier teen volgende week se kant gaan ek nou begin rondshop vir werk en kyk of ek nie iets op my eie kan kry in die veld waar ek wil wees nie, maar as dit nou nie gebeur nie, moet ek aanvaar dat die werk wat hulle vir my gee, dan nou my werk gaan wees totdat ek vir my ander werk kan kry. Ja. So hulle gaan jou, as jy nie kan onmiddellik self regkom nie, hulle gaan jou help met werk en jy gaan daai werk moet vat en as jy daar is, kan jy begin aansoek doen vir ander werk en sodra jy 'n beter werk kry, want hulle wil hê jy moet so gou as moontlik van die program afkom dat hulle kan die volgende groep support. So die een ding wat jy definitief doen. So jy sê jy het klaar jou authorization to work dokumente gekry? Ja, ek het dit gister gekry en dan het ek my matching grant gekry. So ek kry wel dit gaan verskil van saak tot saak. Ek kan net praat van wat my situasie in Iowa is. Ek kry $200 'n maand sakgeld en dan kry ek nog 'n paar $100 vir kos. En dan betaal hulle vir 6 maande betaal hulle my huur, my utilities, al daai tipe van goeders. Ek weet soos vir die ouers, as al twee ouers byvoorbeeld werk, gaan hulle die kinders help met daycare en daai tipe van goed. En dan help hulle jou met soos 'n buspass, 'n monthly buspass, jy gaan dit kry en jy kry dit nog op afslag ook. En wat is die ander ding wat ek hier raak gelees het? Ja, en dan gaan hulle jou basies help werk kry en jy weet hulle gaan vir jou help met 'n CV en daai tipe van goeders om dit op te stel. Want die CV's hier lyk vir my 'n bietjie anderster as wat dit is in Suid-Afrika. So nou kan jy net sien die benefits wat jy al klaar kry, die obviously jou foon en alles, maar hulle betaal jou utilities vir 6 maande, jy weet, en jy kry daai sakgeld en food stamps. Dit help nogal baie as jy hier aankom en het iemand wat jou kry by die lughawe en jou vat na die plek toe, jou kry in jou akkommodasie en hulle help jou om my goed te kry. Ouens soos ek wat hier aangekom het op my eie immigration, hier was geen agent wat my gehelp het of 'n caseworker, ek moes presies alles self doen en uit my eie gatsak uit ook. So dit is baie bevoordeel moet dit. Die ander ding wat ons moet ook noem, wat mense moet onthou, baie van hierdie stede waar jy sit, het baie ook ander immigrants en refugees, gaan klop aan en gaan kyk na local communities se refugee support systems. Daar is oralste, jy kry dit hier en ek weet hier in Nashville is daar baie ook refugee support systems. Veral as mense kom van dieselfde plek af, waar daar is jou eie community mense al is wat voorheen daar is. Nou Suid-Afrika is fresh. So ons is vars nuwe refugees in Amerika, so dit gaan nie groot wees nie. Maar as ek sien jou soos in Nashville, daar's 'n hele woongebied wat omtrent net Arabs in het, en 'n ander hele woongebied wat Latinos in het, en 'n ander hele woongebied wat Asian mense in het, en hulle het hulle eie communities wat uit hulle eie uit vir mense help. Dis nie noodwendig die staat of die city of niks nie, dit kom maar uit communities uit. Ek is baie bly oom bring dit op, want ek het hierdie gesprek gister het ek het met my caseworker geraak. Soos ek genoem het, hy is van Afghan af en hier is 'n Afghani community hierso. En daar's byvoorbeeld Ethiopiërs hierso en ouens van die Congo af en goed soos dit, en hy het gesê hy sal try ons almal bymekaar kry met ons behuising en goeie soos dit, dat ons ook ons eie community hierso vorm. So jy kan sien hier die ouens het insig en langtermynbeplanning om die mense, obviously kyk as jy dit nou nie nie, kan jy nou skei waar jy wil. Ja. Maar dit is so nice om dat hulle die insig het om die mense bymekaar te hou, dat die kultuur behou word en die waardes en die tradisies en goeie soos dit. So die ouens het groot insig op dit. Ja, so jy en die ander families gaan die baanbrekers wees daar in Des Moines vir ander SA refugees wat daar aankom. Maar niks keer julle om byvoorbeeld te gaan aanklop daar by die Congo mannetjies en jy weet die Egipte mannetjies, want jy sal verbaas wees hoe daai ouens wat ook refugees en immigrante is, hoe hulle om even
mense wat nie eens hulle kultuur het of van hulle selfe land afkom ook te help. Hulle support, hulle kyk, want hulle weet, ons almal is saam in die boot, ons is almal refugees wat hier aangekom het, of immigrante wat hier aangekom het. En jy sal verbaas wees wat so goeie koneksies jy met daai ouens maak ook. Ek het vanoggend op 'n ander video gesê, hierso by my is 'n girl wat by my werk, sy werk in die kantoor hier voor, sy kom van, nou die land, die land vergeet, Guinea af, ek dink Guinea, en ek en sy het gepraat oor die tyd toe ek in Ghana was, en so, is mense wat hier werk, ek het 'n girl by ons gewerk, sy is nou nie meer nie, wat van Rusland afgekom het, eintlik 2 van hulle, en daar my kerk is een van familie van Oekraïne af, en dan is mense van oralste oor af, daar's 'n ou wat saam met my werk van Tanzania af, en jy kan nie glo hoe maklik maak jy kontak met daai ouens, en jy gaan maklik connect met hulle. Dis 100% wat oom daar sê. Ek is nou die dag Walmart toe gewees, en toe het ek klomp van hulle, ja, jy kan sommer sien, hulle kom van Afrika af, jy weet, Ja. en hoe oop en hoe vriendelik, en hoe hulle hospitality is nogals amazing. En die ouens, jy kan sien, hulle het nou al begin bietjie rustig raak, en hulle weer, die land is veilig, so daai muur wat hulle gebou het om hulle self te beskerm is afgebreek, en dit is nogals 'n aanpassing as jy van 'n land afkom waar jy konstant oor jou skouer moet kyk, en jy is nou in 'n omgewing waar dit nie meer van toepassing is nie, jy weet, dit maak 'n mens, dit voel ongemaklik in die begin, maar ek begin dit gewoond raak. En dit laat ou rustig slaap in die aand, jy weet, ja, ek geniet dit, regtig waar, om te sien hoe oop en eerlik die mense is, en hoe vrygewig hulle is, en hoe bereid hulle is om jou te help, veral as hulle sien, jy kom van 'n ander land af, hulle is gefassineer, eerstens wil hulle vir 5 minute sit en praat met jou, en dan gaan hulle uit hulle pad uit, om jou te help met dit teen benodig of informasie op het. Ja, dis so, oralste as ek kom, ek het al agtergekom, jy gaan dit ook agterkom, veral as jy begin werk en so aan, die mense luister nie wat jy het is, hulle verstaan jou nie die eerste 5 minute nie, met jou aksent en alles, maar die rede is nie omdat jy 'n swaar aksent het nie, die rede is, hulle sit daar aan dink, waar kom die ou vandaan, probeer uitfigure jou aksent en so aan, so hulle luister nie wat jy te sê het nie. So ek sê gewoonlik vir hulle, waar kom ek vandaan en so aan, en om die ys te breek, en dan chat ons oor chit en dit en dat, en goedjies, dan sien ek, okay, hulle begin my volg, en dan praat ek business met hulle. Daai manier om seker te maak, ons mis nie mekaar, of as jy, veral as jy in besigheid praat, jy weet, as jy moet in 'n bank praat, of in 'n bankooprekening, of een of ander business wat jy doen, of een of ander hulp wat jy nodig het. Ja, we praat so, die ander Suid-Afrikaanse familie het nou gister 'n bankrekening oopgemaak, en hulle drie kinders, en die ou wat hulle gehelp het hulle seker vir omtrent 'n uur gesit en praat oor wat is die beste skole, wat kan hulle verwag met die kinders, en goeie soos dit, so 'n bankrekening het opgeëindig in 'n heeltemal 'n gesprek oor, jy weet, die kinders se skole, en shame, die vrou, sy was so rustig gewees, en sy het soveel inligting gekry, dat, ja, dis amazing. Ja, want die mense is bereid om hulle wil net help. Die mense is baie vriendelik hier in Amerika. As jy met hulle gesels en so aan, en hulle is ook bietjie nuuskierig om te weet, veral as jy van die buiteland afkom, waar kom jy vandaan, hoekom is jy hier, en al hierdie tipe van dinge, wil hulle weet. So as ons terugkom hier by ons klomp vrae, dat ek net sien, so nadat jy geland het, jy sê intussen het jy nou die laaste week en 'n half, het jy nou begin jou benefits se pakkie gesign en gekry, jy het nou jou authorization to work gekry, het jy 'n idee wanneer gaan jy jou social security kaart kry en so aan? Hy het gesê, ek gaan dalk nog so 'n week, 2 weke moet wag. Dit is maar 'n rukkie vandat 'n ou hier aankom. Dis nie dadelik beskikbaar nie. Jy wag gewoonlik so 2-3 weke daar rond van net te hou. Want jy het hom nodig om werk, maar jy kan met die authorization to work en jy al begin werk aansoek doen, want jou social security, vir die wat jy dit verstaan nie, social security by ons, almal moet so kaartjie om te kan werk en enigiets, want jy betaal in die social security ook, hulle trek dit van jou salaris af, want dit is jou pensioen as jy eendag 67 slaan, of jy van 65 af, jou staatspensioen. Ja, maar ou kan intussen tyd met die papierwerk wat jy kry, kan jy so lank begin aansoek doen vir werk en goeders, jy gaan nou net by jou interview moet verduidelik, dat jy weet, jy wag nou nog vir daai papierwerk, maar jy is
geldig, jy is wettig in die land, daar is geen probleme nie. En ek sien op die CV's hierso die ouens, hulle sit nie al hulle inligting uit soos wat ons doen daar in Suid-Afrika nie. So jou CV is basic 2 bladsye met 'n motivational letter oor hoekom jy daar wil wees en hoekom jy voel hierdie pos is vir jou. En dan as hulle jou vat na 'n interview toe, dan disclose jy nou al daai inligting. Maar ja, jy kan basies van die get-go af kan jy aansoek doen. En onthou ook net, goed soos jou social security nommer en daai, jy kan dit nie laat rondlê nie, want jy het dit nodig om bankrekeninge oop te maak en so aan. As iemand jou social security nommer in die hande kry, kan hulle lekker fraud pleeg met jou naam, wat jou ernstig kan benadeel. So onthou as die mense wat in Amerika aankom, as jy begin bankrekeningnommers kry, social security, veral social security nommer, moenie daai ding laat rondlê waar iemand dit kan sien nie. Moenie dit onnodig in papiere invul nie, behalwe by werke, by plekke waar jy dit moet invul, vul dit in, maar laat sign jou goeders dat hulle dit sal vernietig en nie laat rondlê byvoorbeeld nie. So kyk daarna ook. Dit is 100% korrek. Ou wil hy ding amper staatsgeheim hou. So kom ons stap bietjie verder aan. Jy's nou dis nou hier, het jy enige planne vir jouself? Wat dink jy vir die onmiddellike toekoms? En jy sê jy het nou gekyk bietjie vir werk en so aan, op jou eie, en jy wag nou net vir die laaste papiere, en alles in plek. So jy sê jy gaan nie by volgende week begin aansoek doen vir werk. Wat is jou idee? Ja, ek sal volgende week se kans sal ek begin soek vir werk, bietjie die agentskappe bel en goeie soos dit. Ek weet die familie van die ander agentskap wat ek nou ontmoet het, hulle was nou al vir interviews gewees. Ek weet sy vrou het gister na 'n labor broker toe gegaan of 'n staffing plek, en sy het haar eerste onderhoud gehad sodat hulle kan kyk om haar te help. Die ou was ook gister vir 'n interview gewees, en ek dink amper hy gaan vandag weer vir een, as ek dit reg verstaan. So hulle sal lekker aan die rol, en ek bedoel hulle het die 19de geland as ek reg is. So dis ook maar dis net voor my tyd, en ek bedoel hulle sal aan die roer. 2 weke aan die gang. Laaste vraag wat ek gou wil vra is, wat se papiere het jy saamgebring? Ek praat van Suid-Afrika, wat se goeders, geboortesertifikate of wat se papiere het jy gebring? OK, ek het daar gesien op laat hulle sê die ander bridge dis nie nodig nie. En goeie soos dit. Ek het gehoor hulle sê as jy ander bridge het, is dit goed, so ek volg maar wat hulle sê. Ek het my geboortesertifikaat van kind af het ek nog die hele tyd by my. Deel van my dokumente, hulle het my nie gevra vir dit nie. Hulle het net my paspoort gesoek en bestuurderslisensie en goeie soos dit. Jy weet, enige ander vorm van dokument wat ek het ek nou ingegee vir hulle. En dan het ek maar met my basiese goeders deurgekom, my kwalifikasies, my paspoort natuurlik, my bestuurderslisensie, my Suid-Afrikaanse ID-kaart, want daar is sekere plekke waar jy, byvoorbeeld as jy nou wil 'n bier koop, maak nie saak, hulle is 60 jaar oud nie, hulle gaan vir jou ID vra. So moet ID wys jy. Yes, so ek gebruik nou maar my Suid-Afrikaanse ID vir dit, totdat ek nou my ander goeders kry, soos byvoorbeeld die Amerikaanse bestuurslisensie of iets soos dit. Het hulle vir jou gesê wanneer jy dit moet gaan doen? Nee, dit is nou nog iets wat ons seker oor 2 of 3 weke, of jy weet in die toekoms gaan aanpak. Daar's nou ander papierwerk wat meer belangriker is op hierdie stadium. Maar daar's die familie wat hier so is, hy was baie nice. Hy het sommer ingegaan op die Iowa DOT website en toe download hy alles vir ons. So die toetse is daarop wat 'n ou moet doen, en die voorbereiding en die goeie soos dit. So ek sal seker oor so 2-3 weke sal ek ingaan en daai doen. Ja, ek self het binne die eerste maand my bestuurslisensie gekry. Want daai bestuurslisensie wat jy in Amerika kry, is jou ID ook. So dan net die laaste ding om duidelik te maak vir die mense. Onthou net, jy het nie 'n ander bridge birth sertifikaat nodig of marriage certificate om hier aan toe te kom op die program nie. Jy gaan dit wel nodig hê wanneer jy wil aansoek doen vir jou green card. So, as jy nog in Suid-Afrika is en jy die vermoë, doen aansoek daar terwyl jy kan. Is makliker daar as om dit van hier af deur die ambassade, die Suid-Afrikaanse ambassade te doen, want dit gaan lank vat. So onthou, jy kan hier na 'n jaar aansoek doen vir jou green card vandat jy nou hier is. So ek sal voorstel dat die wat hier aangekom het sonder daai,
gaan so lank deur die Suid-Afrikaanse ambassade sodra jy tyd het en doen aansoek vir 'n unabridged birth certificate en unabridged marriage certificate. As jou geboortesertifikaat die lang vorm is, met ander woorde jou pa en jou ma se details is daarop, dit is die unabridged certificate. Dis hoekom baie mense confused is, want ek dink hulle het in die laaste ruk begin meer dit uitreik in Suid-Afrika, as toe myne wat ek oorspronklik gehad het, was net 'n kort weergawe, hulle soek die long version. En dit is vir jou green card en jou burgerskap later. Dis eintlik vir jou green card. So kyk dit bietjie daarna en as jy dit kan aansoek doen terwyl jy nog in Suid-Afrika is, doen dit terwyl jy kan, terwyl jy wag. En as dit gaan dan lank vat, lyk dit my op die oomblik, maar as dit is en die mense kry dit dat dit na iemand toe gaan as jy intussen moet kom wat dit vir jou kan aanstuur. Ja, ek stem 100% met oom. Soos om daar sê, jy weet, die ouens sê ek wag vir die oproep en intussen gaan tyd verby waar hulle byvoorbeeld hulle paspoort al kon gekry het en jy weet daai tipe van dokumentasie wat nodig is en jy weet ja, kry get your ducks in order soos wat hulle sê dat as jy die oproep kry, dat ou nie nou hoef te nog wag vir dit nie. Ja. Ok, Adrian, ongelukkig is my tyd besig om klaar te raak. Hierdie was nou baie nice om weer met jou te kan chat. As sal die bietjie later vandag post en dan die mense kan op hierdie video weer 'n klomp vrae gooi as julle wil. Ons sal dit bymekaar maak en dan sal ek en Adrian later bymekaar kom en nog chat. Ons sal bietjie hoor of daar ander families met wie jy gaan kontak maak daarso as hulle wil ook deelneem aan so iets. Dan kan ons hulle definitief hulle gevoel kry hoe hulle experience, want ek seker elke ou wat hiernatoe kom gaan 'n bietjie 'n verskillende experience van die ander het. Soos jy byvoorbeeld het nie daai e-mails en goed gewerk, jy het 'n hele ander experience as baie van die ander mense. Dan kan ons sien wat hulle gekry het, hoe lank hulle vir spesifieke goed gewag het en dit gee 'n bietjie net meer duidelikheid aan almal wat is die proses wat jy kan verwag. Ja, ek dink is 'n great idee wat hom daarso noem. Weet ek sal hulle rubberarms nou maar probeer draai dat ons miskien so 'n groot groep het waar ons almal bymekaar kom en dan kan mense individueel, jy weet vir die kinders vra wat dink hulle van die plek en die vrouens hoor wat is hulle opinies en dan ek dink dit sal ook nice wees, dan kan die mense sien, jy weet, dit is okay, daar's niks om oor bang te wees nie. Ja, dit is so. Okay dan Adrian, ons chat weer bietjie later, geniet die res van die dag en ek hoop jou papiere val vinnig in plek dan. Oom Morney, dis altyd lekker om met oom te praat en dankie vir die goeie werk wat oom doen. No problem, geniet die dag verder, né? Selfs my oom. Alright. Okay, bye. Bye.